Hallo Johan, ek wil graag met jou praat um, oor die gedagte wat jy genoem het. Ek waardeer jou insette, hoor, laat ek net dit vir jou sê. Maar ek wil met jou praat oor die gedagte wat jy genoem het, dat die vrees vir God is die hoeksteen van die hellfire and brimstone preaching. Daar is mos 'n gedagte dat om oor die hel te praat en die toorn, die wraak en die grimmigheid van God is eintlik net bangmaak stories. Ons probeer mense bang maak en soos wat jy ook daar gesê het, mense kom nie by God uit. Ek meen dit is een van die goed wat jy gesê het. Wanneer ons hierdie kwaai man, en ek weet jy het dit ook met baie respek gesê, vir God voorhou as 'n kwaai man nie. Wel, kom ek sê vir jou Johan, dit is nie hoekom ons oor die toorn, die wraak, die oordeel van God praat en preek nie. So, ek gaan vir jou nou 'n paar skrifte noem en dan wil ek hê jy moet daaroor gaan bid. Gaan dink bietjie daaroor. En want as evangelis vir die afgelope 26 jaar is dit hoe die Here my gelei het, want ek sien hierdie voorbeeld in die skrif. En ja, kom ek noem gou sonder om baie te sê en onthou ek wil sommer hier vanuit die staanspoor sê. Dit gaan nie hier oor ons opinie of hoe ons oor die saak voel of wat ons voel, tel 'n ronde nul. Kom ons gaan kyk na die skrif. Wat sê die woord van die Here vir ons? Want dit moet ons begelei. Dis ons gesagsdokument. Dit is vanuit die skrif waar ons al ons oortuigings moet kry en waarvanaf ons elke saak moet beredeneer. So, die eerste ding wat ek vir jou wil noem, is dat Paulus, toe hy met Felix gepraat het, en ons weet Felix was 'n Romeinse gouverneur, verskoon ek gaan so 'n bietjie oogkontak verloor, want ek kyk net hier op my laptop. As ons lees Handelinge 24 vers 25, luister wat sê hy. Maar toe hy, dit is Paulus, spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword. Dis reg, hy moet bang word. Hoekom het Paulus met hom gepraat oor die oordeel? Gaan vir jou nou sê hoekom. So hier sien ons die inhoud van Paulus se prediking het die oordeel bevat. Hy het ook gepraat oor die oordeel. En Felix het so gebang geword dat hy sê, jy kan nou maar gaan, ek sal weer as ek 'n geleentheid vind jou laat kom. Paulus het nie dags, nee, wag Felix, jy verstaan nou nie so mooi nie, kom ek help jou net bietjie. Paulus het hom gelos, hy het hom gelos. Kom ons gaan nou na, ja, as ons in die boek Handelinge, en daar's net te veel tekste om dit nou te noem, as ons na tekste gaan kyk, waar die apostels gepreek het in Handelinge, sien ons die mense het uitgeroep, wat kan ek doen om gered te word? Hoekom sou jy dink het hulle dit gesê? Want die inhoud van die prediking van die apostels het hulle by daai punt gebring waar hulle besef hoe verloor hulle is, en die oomblik toe hulle besef hoe verloor hulle is en wat hulle probleem is, het hulle uitgeroep, nou wat kan ons doen om gered te word? Dit sê vir my een ding, en dit is dat om vir iemand om te preek op so 'n manier dat mense besef hulle is verlore, saai jy eintlik die saad en berei jy daai hart voor vir die goeie nuus, sodat hy dan nou juis vra, wat moet ek doen om gered te word? Niemand sal gered wil word as hy nie besef hy's verlore nie. Dit is mos voor die hand liggend. Kom ons gaan na die tweede teks wat ek net vir jou wil voorhou. Ekskuus dat ek so die goed so vinnig aframmel. Ek moet oor 'n halfuur moet ek by die kerk wees. Ek het net gedink ek wil gou hierdie goed met jou deurwerk. Luister wat sê Handelinge 10 vers 40. Ekskuus. Ja, kom ons kyk gou. Handelinge 10 vers 40. Luister nou mooi wat sê die apostel Paulus hier. Hy sê hom het God op die 3de dag opgewek, dit is Christus, en beskik dat hy sou verskyn nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy uit die dode opgestaan het. Nou moet jy mooi luister. Hy sê, dis nou vers 42 van hoofstuk 10. Hy sê, en hy, dit is Christus, het ons bevel gegee, dis nou na die opstanding, hy het ons, vir wie? Vir die apostels bevel gegee, om wat te doen? Om aan die volk te verkondig, luister mooi, en met krag te betuig,
dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Met ander woorde, Christus het na die opstanding vir die apostels gesê, julle waarsku my volk, dat ek aangestel is as regter van lewende. Wat anders is dit, as om vir hulle te sê, die oordeele van God wag vir julle. Goed, kom ons gaan na die derde teks wat ek net vir jou wil voorhou. Kom ons kyk gou-gou. Luister wat sê Handelinge 17 vers 30 en 31. En hierdie is nou veral vir die godsdienstige mense wat so in die kerk sit, sogenaamde gelowiges wat nie gered is nie. Hy sê, maar God het dan nou die tye van onkunde oorgesien. En kom ek sê vir jou dit, Johan, ouens wat in die kerk sit, wat deur al die motions gegaan het, gekatkeseer is, en die Heidelbergse katekismes ken, en, is nie meer onkundig nie, maar hulle is nie gered nie. En hierdie teks is veral vir hulle. Luister wat sê hy. Handelinge 17:30, hy sê, God het dan nou die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense dat hulle moet bekeer. Hoekom? Hoekom moet hulle bekeer? Luister mooi, omdat hy 'n dag bepaal het, 'n dag vasgemaak het, een gaan gesit het, waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Hoekom moet mense wat nie meer onkundig is hulle bekeer? Want hy gaan die wêreld oordeel. Hy het 'n dag eenkant gesit, maar nou moet jy mooi luister. Hy sê, hy gaan die wêreld oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan, waarvan? Die feit dat hy 'n spesifieke man aangestel het om te oordeel, en wie is die man? Dit is Christus. Hy sê hiervan het hy aan almal sekerheid gegee deur hom, Jesus Christus, uit die dood uit op te wek. Dit sê vir ons dat selfs die opstanding hou 'n boodskap van oordeel in vir die sondaar. Nie 'n boodskap van hoop nie, 'n boodskap van oordeel terwyl hy nie gered is nie, want daar staan dit, dat God het 'n dag bepaal, en hy sê, julle wat nie meer onkundig is nie, julle moet julle bekeer, want God het 'n dag vasgemaak, waarin hy die wêreld gaan oordeel, deur sy seun wat hy opgewek het. Die leë graf, Johan, vandag in Jerusalem, is God se advertensiebord, God se teken vir die wêreld, dat hy hulle gaan oordeel. Kom ons gaan nou na die, ek net gou hierso sien, kom ons gaan kyk wat sê Romeine. Luister wat sê Romeine. Nou kyk ons na die wet. Hy sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. Hoekom? Luister. Sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig sal wees. Met ander woorde, die wet is gegee sodat die wêreld sal weet, hulle sal voor God verantwoording doen. Ons moet selfs die wet gebruik sodat mense by 'n punt van verlorenheid kom. Kom ek lees vir jou nou, kom ek vat vir jou nou na, ja, luister wat sê die woord in Johannes 3 vers 36. Hy sê, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Nou, almal binne in die kerk sê, maar ek glo. Maar die woord van die Here sê, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johan, hoekom is hierdie goed in die Bybel geskryf? Sodat ons dit moet verswyg? Ons kan nie hierdie goed verswyg nie, die mense moet dit weet. Mense wat in die kerk sit, wat sê hulle glo, maar hulle lewe in totale ongehoorsaamheid teenoor God, moet besef dat hulle nog onder die toorn van God leef. Dis wat daar geskryf staan. Luister laastens, Johan, as ons gaan na Handelinge 10, hoofstuk 10 en hoofstuk 11 toe, dan sien ons iets baie duidelik in die verhaal van Kornelius. Jy weet, Kornelius was 'n baie vrome, godvreesende man, sê die Bybel. Hy was 'n regverdige man. Hy het almos in die armes gegee. Hy was altyd deur in die gebed en hy het gevas en hy het 'n goeie naam onder die Jode gehad. En ons weet wat so 'n fenominale lewe Kornelius moes leef om onder die Jode 'n goeie naam te kon hê, want hy was 'n heiden. En toe kom daar 'n engel na hom toe. Met wat se boodskap? Met 'n boodskap van oordeel. Hy het miskien nie die woord oordeel gebruik, maar wat het die engel vir Kornelius gesê? Hy sê vir hom, Kornelius, jy moet jou manne na Petrus toe stuur.
Petrus sal vir jou kom sê wat jy moet doen om gered te word. Nou, daardie boodskap impliseer mos dat hy verlore is. Dit veronderstel mos dat hy verlore is. En so het Kornelius onmiddellik sy manne na Petrus toe gestuur, hulle het hom laat haal. Petrus het teruggekom en wat dink jy was die inhoud van Petrus se prediking? Jy's verlore, Kornelius, jy moet gered word. Want dit sou vir Kornelius geen sin gemaak het as Petrus nie ook gepraat het oor verlorenheid en die oordeel en die wraak en die grimmigheid van God nie. Maar die oomblik toe Kornelius besef dat hy verlore is, het hy behoefte gehad om gered te word. Nou wil ek net 'n knoop maak, Johan. Luister, my ou broeder. Wanneer ons praat oor die oordeele, die wraak, die grimmigheid van God, is dit nie om mense bang te maak nie. Dit is om daardie hart voor te berei, om daardie persoon by 'n punt te bring dat hy besef hoe verlore hy is, want die oomblik wat hy besef hoe verlore hy is, dan het hy 'n behoefte na redding. Dan sien hy Christus met ander oë. Ek gaan vinnig net hierdie illustrasie vir jou gebruik. Kom ons sê, ons sit in 'n gebou en ons elke dag ry die brandweer voertuie daar by ons verby. Hulle sirenes loei en hulle is op pad om brande te gaan blus en ons raak so geïrriteerd oor hierdie sirenes wat afgaan, want ons luister TV en ons kan mekaar nie lekker hoor praat nie en ons dit's net 'n irritasie en ons is eintlik so gefrustreerd met hierdie verskriklike lawaai soos wat hulle dag vir dag by die woonstel verbyry. Maar kom ons sê een dag, ons bly hier op die 10de vloer. Toe ruik ons nou rook en ons besef hierdie plek is aan die brand. Die huisers werk nie, daar's geen manier wat ons kan onsself nie red nie. Die brandtrappe is ook afgebrand. Ons kan nie uit die woonstel nie. Ons sit op die 10de vloer. Wat doen ons? Die eerste wat ons doen is ons bel die mense wat ons so geïrriteer het. En nou skielik besef ons daardie mense wie ons so eintlik amper verag het, wie ons geïrriteer het met hulle geluide en alles, met hulle die sirenes wat so loei, is nou ons enigste hoop om gered te word. Nou wend ons na hulle en ons bel hulle en ons sê vir hulle, dis ons situasie, kom red ons asseblief. En die volgende oomblik, 10 minute nadat ons hulle gebel het, hier hoor ons die sirenes loei. Dink jy ons gaan nou dieselfde voel oor daardie sirenes as wat ons al die jare gevoel het, dit het ons geïrriteer? Nee, dis nou musiek vir ons ore, dis vir ons die klanke van verlossing, en ons kyk uit by die woonstel en hier sien ons, hier kom die mense aan en skielik is ons bly en ons is opgewonde, want hier kom ons enigste hoop om gered te word. Jy sien, wat het die verskil gebring tussen hoe ons al die jare na die brandweer mense gekyk het en die sirenes wat loei en hoe ons vandag na hulle kyk, ons omstandighede. Gister het ons hulle nie nodig gehad nie, nou kyk ons met ander oë na hulle, nou luister ons met ander ore. Wat het die verskil gebring? Ons omstandighede. En wanneer ons met mense praat oor die oordeel, die wraak en die grimmigheid van God en die oordeel, dan is dit sodat ons hulle kan voorberei, sodat hulle Christus kan sien vir wie hy is, die redder. Ons berei hulle voor sodat hulle 'n behoefte kan hê na redding. Ons berei hulle voor sodat hulle behoefte kan hê na 'n redder. Dit is dan eers wanneer daardie hart deeglik voorberei is wat mense met ander oë na Jesus kyk. Nou, laaste punt. Luister Johan, wat die kerk nodig het, meer as ooit van tevore, is om weer die boodskap te hoor van die oordeele van God. Weet jy hoekom leef mense binne in die kerk soos wat hulle leef, my broeder? Omdat daar nie meer 'n vrese vir God is nie. Mense het nie meer 'n ontzag vir God nie. Dit is hoekom dit lyk soos wat dit lyk. Maar God gee dat hy evangeliste sal opwek binne in die kerk en gemeentes, wat die evangelie van Jesus Christus sal verkondig, sodat die gelowige, die sogenaamde gelowige, die godsdienstige maar verlore mens binne die kerk tot redding sal kom. Mense word aan die slaap gesis met soetsappige prediking. Sondag vir Sondag word hulle aan die slaap gesis, ou Johan, en verkeer hulle onder die waan dat hulle saak met God reg is. Nee, my ou broeder, ek vra vir jou, gaan weer deur hierdie tekste en laat toe dat God jou bedien en bid oor hierdie goed. My broeder, ons het nodig om weer terug te keer na die wyse soos wat die apostels vir ons die voorbeeld gestel het
oor hoe die evangelie verkondig moet word. Mag die Here vir jou ryklik seën en ek sê weer, ek het groot waardering vir jou insette hoor. Baie dankie Johan, sterkte, ek hoor graag weer van jou.